Goeiedag julle, Rihanna weer saam met julle van die Bybel in 1 jaar. Vandag het ons weer die groot voorreg om saam te kan tyd spandeer uit die woord uit Johannes 15, waar Jesus die aand net voor sy kruisiging 'n laaste lering aan die disippels gee. Vir my voel dit of Jesus die belangrikste les vir laaste gebeure het. Hier sit hulle in die donker en Jesus weet sy disippels met alles wat hulle nou al gehoor het, sit daar met onsekerheid in hulle harte, want binnekort gaan hulle nie meer vir Jesus by hulle hê nie. Hulle sit dalk met vrae in hulle harte van, wat nou? Wat hou die toekoms nou vir hulle in? Hoe moet hulle nou alleen van hier af aangaan? Maar Jesus weet mos wat in elkeen van ons hart aangaan. Daarom leer hy hulle nou hierdie lewensveranderende les oor die lewe, oor verbondenheid en vrugbaarheid. Eerstens leer Jesus aan ons en sy onseker disippels dat hy nie net 'n hulpbron is nie. Hy is die bron. Wanneer Jesus vir hulle sê, ek is die ware wynstok en my Vader die landbouer. Hier sê Jesus, ek is jou bron van lewe, jou krag, jou groei en jou vrede. Jy sien, as mens dink aan die wynstok en die loot, die wynstok beskik oor alles wat die loot nodig het. Die loot hoef nie sy eie voeding te gaan soek om te oorleef nie. Al wat die loot moet doen, is om in die wynstok te bly. Ons as mense leef dikwels asof alles van onsself afhang. Ek moet self sterk wees, ek moet alles reg doen, ek moet vrug dra en ek moet positief bly. Maar Jesus sê vandag ook aan ons, sonder my kan julle niks doen nie. Maar wanneer jy in my is, luister mooi wat Jesus hier sê. Hy sê nie wanneer ek met jou is nie. Hy sê, wanneer jy in hom is, kan jy alles doen wat ek jou voorroep om te doen. Die tweede les wat Jesus aan ons hier gee, is dat wanneer ons as lote in hom is dit onvermydelik dat ons 'n seisoen gaan binnegaan, waar die Vader as landbouer ons kom snoei. Nie om ons te straf nie, maar om ons te laat groei, sodat ons nog meer vrug kan dra. Jesus sê in vers 2, elke tak wat vrug dra, word gesnoei. Nou snoei beteken nie God is kwaad vir jou nie. Inteendeel beteken dit dat die Vader jou baie lief het. Hy sien die potensiaal in jou. Hy sien die vrug wat jy nog moet kom en hy weet wat hy vir jou beplan. Hy sien groter groei as wat jy nou sien. Julle sal saam met my stem. Snoei is nooit lekker nie. Dis nie lekker as 'n verhouding eindig of 'n deur toe gaan nie. Of as jy hierdie groot droom en verwagting gehad het en nou val alles plat nie. Dis nie maklik as jou hele werksplan met al jou vooruitsigte waar jy al 15 jaar is verander nie. Of dalk voel jy sommer net geestelik droog. Ons moet altyd onthou, God knip nooit iets weg sonder 'n doel nie. Dis baie beter om gesnoei te word en te groei as om afgekap en verbrand te word. Die Vader, ons landbouer, sal altyd dit verwyder wat jou terughou om verder te kan groei, al voel dit pynlik. En dan derdens, leer hy ons dat ons altyd in hom moet bly, want dis die hart van goddelike vrugbaarheid. Julle sal saam met my stem, dat die woord waarop die meeste klem gelê word in hierdie gedeelte, is die woord bly. Dit kom 10 keer voor, net in die eerste 10 verse. Nou bly beteken, klou vas, hou naby, leef in Christus, maak hom jou bron, kom elke dag na hom toe, vertrou hom genoeg om in sy rus te lewe. Ons verbondenheid aan Jesus en ons geestelike lewe werk soos 'n selfoon. Wanneer hy nie ingeprop word nie, om gecharged te word nie, verloor hy sy krag en word hy dan net sommer pap en kan jy niks met hom eintlik doen nie. Maar wanneer ons ingeprop bly in Jesus, gebeur iets wonderliks. Sy liefde vloei dan deur ons, sy vrede vul ons, sy krag dra ons, sy woorde lei ons, en sy karakter vorm in ons, en sy vrug begin dan ook sigbaar word in ons lewe.
as gevolg van ons verbintenis in hom. Nou vierdens, nooi Jesus ons na 'n lewe van liefde en vriendskap. In vers 15 sê Jesus aan sy disippels dat hulle nie meer diensknegte genoem word nie, maar vriende. Nou hoe ongelooflik is dit nie, dat die Skepper van hemel en aarde ons sy vriend noem, en hy bewys dit deur sy onselfsugtige, opofferende liefde en genade vir ons. En dan vyftens, leer Jesus ons dat wanneer ons in hom bly en hy in ons, verander dit die manier van hoe ons bid. Jesus sê in vers 16, as julle in my bly en vrug dra, sal julle vra wat julle wil hê, en dit sal vir julle gegee word. Nou dit beteken nie, God is vir ons 'n kitsgebedsmasjien nie. Dit beteken, wanneer ek in hom bly, word my begeertes sy begeertes, en dan antwoord die Vader volgens sy perfekte wil. Jy sien, wanneer ons in Jesus bly, verander dit 'n mens se hart, en 'n veranderende hart bid volgens God se wil. En dan laastens, waarsku Jesus die disippels dat die wêreld teen hulle kan draai, maar hy eindig nie daar nie. Hy eindig met 'n belofte. Die Trooster sal kom, die Gees van die waarheid. Hoe wonderlik is dit nie om te weet, ons is nooit alleen in ons geloofstryd nie. Die Heilige Gees is altyd by ons om ons te troos, ons te lei, ons te versterk, om met ons te praat en om ons te herinner aan die woord wat ons reinig. Die Heilige Gees vernuwe ons elke dag en vul ons met krag en maak ons 'n getuie van sy liefde, soos ons die vrug van die Gees uitleef elke dag. Ons moet onthou, God sal nooit iets van jou vra sonder om dit vir jou moontlik te maak nie. Nou my gebed is dat ons opnuut vandag 'n besluit sal maak om in Jesus te bly. Bly in sy woord en laat toe dat sy woord jou reinig, want sy woord veroordeel sonde, dit inspireer ons tot heiligheid, dit bevorder ons groei en gee aan ons krag vir elke oorwinning. Dit versterk ons siel en herstel ons vrede. Dit verdiep ons liefde en laat ons vrug vermeerder. Jesus sal jou as vriend deur elke seisoen dra, want hy is die wynstok en in hom is daar lewe wat nooit ophou nie. Julle moet 'n mooi en geseënde dag verder hê. Totsiens.